Goeienaand. Dis lekker om so baie van julle te sien. Dit maak my 'n bietjie nervous. Want julle het obviously 'n groot verwagting dat jy gaan dinge nou leer en jy gaan profeseë ontdek en jy gaan goed oor die eindtyd verstaan. Maar gaan jou nou teleurstel. Dis nie die eerste bril wat jy moet opsit as jy na die Ou Testament toe gaan nie. Die laaste bril wat jy moet opsit. Die eerste bril wat jy moet opsit is om te verstaan vir wie is hierdie boeke geskryf. Wat was aan die gang in hulle lewe? Waarmee het hulle gestruggle? En hoekom het hierdie boek na hulle gekom? En as jy dit gedoen het, dan kan jy begin kyk, maar wat is die boodskap wat na hulle toe gekom het? En dan sê, maar wat is die boodskap wat na my toe kom? Ek sê vir studente altyd, wanneer jy 'n Bybelteks lees en jy kan gerus, as jy notas maak, vir jou 4 vierkante trek op jou bladsy. 4 vierkante. 1, 2, weet sulke kwadrante. Jy kan. Dan moet jy deur 4 rame na enige teks in die Bybel kyk. 4 rame. Die eerste raam is wat ek noem 'n vensterraam. Wat bedoel hy met dit? Jy kyk na die teks deur 'n venster, jy kyk na die wêreld agter die teks. So, vir wie is dit geskryf? Wat was hulle omstandighede? Wie was Ninive? Hoekom was dit 'n probleem vir Jona? Wat is die wêreld agter die teks? So dis 'n vensterraam. Maklik om te onthou. En dit is die wat hulle in die wetenskap van Bybelkunde noem, die histories krities. Jy gaan kyk wat is die historiese situasie. Die Duitsers het 'n woord, sitz im Leben. Die lewe wat hulle was. The setting of life. Tweede raam is 'n skilderyraam. Enige teks is soos 'n goed aan mekaar geweefde tapisserie, soos 'n skildery wat met verskillende kleure en nuances kommunikeer. Julle wat die oggend hier was toe ek oor klaagliedere gepraat het, onthou ek vir julle gewys het op die poesie in klaagliedere. Nou jy sien, dis daai skildery. Die teks is 'n skildery. Ek het julle gewys op verskillende vertellers wat in klaagliedere is, nee, is nie net een verteller, ja, as 4 verskillende sprekers wat in die woord kom. Dis alles deel van daai wat binne in die skildery, binne in die prentjie, in die mooi tekening is. Ek weet nie of julle al by 'n kunsgalery gestaan het en jy kyk na 'n prentjie en iemand wat nou bietjie meer van kuns weet, verduidelik jou daai nuances. Sê ek het nooit so daaraan gedink nie. So die Bybel is ook so dit is jou tweede raam. Dit is die tekskritiese gedeelte, waar jy na die teks kyk, waar jy die teks oor en oor lees. Jy kyk na sekere woorde in die teks. En daar is soveel hulpmiddels wat jy kan gebruik om na die Grieks te kyk of Hebreëus te kyk. Jy hoef dit te gaan studeer het mee deesdae. Jy kan gerus Bible Hub aflaai, die app Bible Hub. Hy's baie goed daarmee. Dan die derde raam is 'n spieelraam. So teken die mooiste spieël wat jy kan teken. Want 'n teks is nie dood nie. Hy lewe. Hy reflekteer na jou toe. Maar ek sê altyd vir die studente, jy kan nie by die spieelraam begin nie. Jy moet eers daai ander werk doen. Die wêreld agter die teks, jy moet deur die venster kyk. Jy moet in die skildery inkyk en jy moet jou informasie daar kry en dan sê jy, okay, wat reflekteer terug na my toe uit hierdie teks? Dis die spieelraam. En dis waar almal wil begin. Veral as jy deel is van 'n Pinkster charismatiese agtergrond. Ons is into experience. Ons wil die Bybel experience. So ons leer van God op grond van experience en ons gaan baie keer Bybel toe om ons experience wat ons hier buite met God het te justify. Want ons is into experience. Maar jy moet begin by daai eerste 2 rame. Die spieël is daai experience. Wat sê die teks vir my? En dan die laaste raam
is 'n deurraam. In elke teks is daar 'n uitnodiging wat vir jou sê, kom stap deur hierdie deur na 'n beter lewe toe. Wat het ek julle genooi toe ek oor klaagliedere gepraat het? Nadat ek al daai goed, ek het eintlik onwetend al daai goed met julle gedoen, daai 4 rame. Het op die ou ende gesê, hy nooi jou om te treur. Hy nooi jou om te verbaliseer as jy nie op 'n goeie plek is nie. En om te protes en jou petisie na die Here toe te bring, sodat hy jou kan vertroos en by 'n plek van prys uitkry. Maak dit sin? OK. So, hierdie is nogal deesdae baie relevant, almal weet nou deesdae van hierdie plekkie aarde. Maar ja, net om vir julle net weer te wys, waar is Israel? Nie baie groter as die Kruger Wildtuin nie. En dan rondom Israel is al hierdie groot moondhede. Egipte, julle almal weet, Egipte was op stadium een van die magtigste moondhede. So, is asof hierdie volke hier vasgemessel is. Enclosed is. Nou, nog 'n ding wat ek vir julle wil sê is, as dit kom by die Bybel, is dit belangrik, ek gaan dit later sê, kom ek sê dit later. Right, en as jy dan 'n bietjie nader gaan, daai kant toe gaan, sorry. As jy 'n bietjie nader gaan, dis nou maar min of meer hoe dit lyk. So hierso is Egipte, hulle het van hier af getrek soontoe. Abraham is daar geroep en hy het hiernatoe getrek en toe het hulle mos geëindig in Egipte. En daar was hulle slawe en toe het hulle nou hier Sinai hier deur getrek. Soos julle al seker gehoor het, 'n trippie wat hulle omtrent 2 weke moes neem, het hulle 40 jaar geneem om hulle wou hoor nie. So as jy nou dalk al lank besig is om te travel met die Here, dis omdat jy die wil hoor nie. Okay, net gou vinnig, as ons dit sou neersit op 'n tydlyn, 'n kort tydlyn, nou ek weet dis nou 'n bietjie ver vir jou. So ek gaan dit net gou vinnig deurpraat. Creation. Ons weet nie presies wanneer die skepping plaasgevind het nie. Jou fundamentalistiese benadering sal vir jou sê, nee, dis soveel jaar. Ons is nie seker. En ek gaan nou vir julle as ek oor Genesis praat verduidelik hoekom ek so sê. Maar min of meer van 1800 voor Christus. Nou jy sal sien hulle praat hier van BCE. Dis before Christian of before Common Era. Dis die nuwe manier hoe hulle praat. Voor die tyd was dit mos AC en BC en AC. Is die stories van die patriarge. Wat is die patriarge? Abraham, Isak, Jakob. Eindig op in Egipte, dan vind jy hierso die tyd wat verloop en dan min of meer hierso is hulle in Egipte en begin die uittog. Dit is baie moeilik vir ons om die datums reg te kry. Vir baie mense is dinge wit op swart, maar dit is nie so wit op swart soos mense altyd dink nie. Dan gaan hulle mos en hulle vestig in die land en jy kry die storie van Josua wat in die beloofde land intrek. En dan kry jy die storie van die rigters. Dis eintlik wanneer die 12 verskillende stamme nou hulle self gaan vestig in die beloofde land. En baie keer as jy 'n storie van 'n rigter lees, is dit nie noodwendig die rigter van die hele Israel. Dis 'n rigter van 'n spesifieke stam. Jy het nie altyd seker wat 'n stam is, maar is een van daai 12 stamme. En die boek Rigters het altyd hierdie tipiese siklus. Hulle vestig in 'n area, hulle doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here stuur iemand om hulle bietjie moeilikheid te gee, dan roep hulle uit tot die Here, dan stuur die Here 'n rigter, dan bevry die rigter hulle, dan gaan dit weer goed en dan doen hulle weer wat verkeerd is in die oë van die Here. Is dit nie maar die mens nie? Is dit nie die storie van die mens nie? En jy sal sien daai storie vind ons ook in Genesis. Dan die laaste rigter was Samuel. En die volk soek toe 'n koning. En in 1050 word Saul aangestel, 1050 voor Christus word Saul aangestel as die eerste koning, na hom Dawid, na hom Salomo, maar in 933 voor Christus gebeur daar iets baie interessant. Jerobeam en Jerobeam, het julle daai name al gehoor? Daar kom soort van 'n split in die koninkryk. Israel word skielik nou
in twee gedeel deur hierdie rebellie van die een koning. En 10 stamme gaan noord en vorm 'n noordryk, en 2 stamme bly suid en vorm 'n suidryk. Die suidryk is Juda, ons noem hom Juda. Die noordryk is Israel. En nou is dit nou nogal interessant, van 9:33 af, van daai storie af, sal jy vind dat in die boek Konings en in Samuel, praat hulle van, in die soveelste regeringsjaar van koning so van Israel, daarmee weet dis nou die noordryk, het koning so en so in Juda. So is 'n bietjie confusing. Maar onthou dit net, as jy die boek Konings lees en Kronieke lees, en ook Jesaja en Jeremia, in die eerste gedeelte van Jesegiel, dan praat hy van Juda of Israel, en dis dan die noordryk, met die hoofstad Samaria, en die suidryk op die ou en met die hoofstad Jerusalem. Juda se hoofstad was Juda se hoofstad was Jerusalem, Samaria sin was noordryk, wat Israel is, se hoofstad was Samaria. Is julle nog by? Dan gebeur dit in 721 dat die Assiriese ryk groei en al hoe sterker word. So wat wil jy doen as jy besig is om as 'n ryk in daai tyd sterker te word? Jy wil kanker. So wie moet ek kanker? Egiptenaar. Want hulle is tot nou toe, lyk my, die sterkste gewees. Nou op pad na Egipte toe, wie's nou ongelukkig in die pad? Die kreerwiltuin. En dis hoekom hulle altyd so bedreig was. Want hulle was hier op die oorlogspad, jy weet, tussen hierdie groot moondhede, en Assirië kom en hy neem die noordryk in ballingskap weg, 721. Die noordryk, dis die eerste ballingskap, die Assiriese ballingskap. En ek gaan net vir julle al die boeke by dit neersit, dan gaan jy verstaan. Toe, in die tyd wat Assirië gaan sterk word, begin Babylonië al hoe sterker te word, en Assirië het al hoe swakker leiers, en hulle begin te kwyn. En hulle hoofstad was Nineve. En in 612, toe val Nineve, en saam met dit val die Assiriese ryk. Nou Nineve het 'n belangrike plek, want 2 baie belangrike klein profete het 'n koneksie met Nineve. Die boek Nahum juig omdat Nineve geval het. Dis 'n boek wat in Juda ontstaan het, suidryk. Want dit beteken hulle is veilig. En dan natuurlik, Assirië was hierdie wrede volk, en toe stuur die Here vir Jona, en Jona sê, nou hy, hierdie ouens is heidene, hulle is wreed, ek gaan nie so intoe gaan, behalwe dat ek nie dink hulle verdien God se genade nie, dink ek in elk geval nie, ek verdien om doodgemaak te word deur hulle. So, jy moet verstaan dat Nineve het 'n groot rol gespeel, maar hy het geval in 612, en onthou stel nou agteruit, in 586, eintlik in 597 is daar eerste ballingskap, dit weet ons, die ballingskap van Jehoiachin, ek kan nou nie sy Afrikaanse naam nie, Joachim, sy ballingskap, wat hulle net 'n klomp mense vat, die topbraas van Juda, almal wat geleerd is, onder andere die priester Jesegiel word ook daar gegrab. Hy land op in ballingskap, die boek Jesegiel begin waar hy in ballingskap is. Okay. Toe, die tweede ballingskap was die groot ballingskap, tydens die regeringsjare van koning Sedekia. Sedekia kom van die Griekse, Hebreëse woord sadik, wat beteken geregtigheid. Sedekia vlug in 586, hulle het 587 begin beleer Jerusalem, hy vlug in 586, en hy vind dat hulle vang hom, met hom en sy 2 seuns, hulle maak sy seuns voor hom dood, julle het dit seker gelees in die Bybel, en steek sy oë uit, en vat hulle almal weg in ballingskap. Nou is hulle almal weg in ballingskap, en ek het met vir julle mooi verduidelik, wat in Jerusalem gebeur het, toe ek oor klaagliedere gebeur het, en hoekom hulle gekla het. Maar dan in 509, kom koning Kores van die Persiese ryk, nou word die Persiese ryk, vandag se Iran, word die Persiese ryk sterk, en hulle neem Irak, wat Babylonië is, oor, en Irak, wat Babylonië is, het eintlik Iran ook, nie Iran nie,
gaan nou op die naam kom, ingesluk. So skielik word die Babyloniese die Persiese ryk die grootste ryk, want hy sluk al hierdie goed in. Die boek Ester begin mos waar hy sê, hierdie koning Ahasveros het 'n fees gehou om die grootheid van sy ryk vir almal te wys, wat gestrek het van Egipte tot Indië. Kan jy sien hoe groot was daai ryk teen daai tyd? Maar Kores besluit toe, nee maar, hoekom moet ons die mense hier gevangene by ons hou? Kom ons stuur hulle terug, dan, soos die begin van imperialisme. Kom ons stuur hulle terug na hulle lande toe, ons stel ons gouverneur aan, om daar te regeer, maar hulle werk daar en daar, hulle produseer kos daar, en hulle betaal belastings aan ons, en so word Israel dan nou ook, een van die sogenaamde vassal states, van die Persiese ryk. Nooit vry nie. Louis Stoelman sê, die groot fout wat ons maak as ons die geskiedenis van die Bybel lees, is ons lees dit deur die bril van oorwinnaars. Terwyl God se volk eintlik meer kere swaar gekry het. En hy sê 'n goeie ding is om bietjie daai oorwinnaarbril af te haal en te identifiseer met die swaar kry, dan gaan ons ook sin maak van ons swaar kry wanneer ons dit beleef. So hulle kom terug van ballingskap af. Wat vind hulle? Tempel is verwoes, muur is plat, tempel moet gebou word. Wie gaan dit doen? Serubabel gaan dit doen. Het jy daai naam al gehoor? Hy was een van die leiers gewees. Haggai was een van die profete wat gesê het, go Serubabel, go, doen dit. Sagaria was een van die profete wat vir hom gesê het, go, bou hierdie ding. En Nehemia, storie van Nehemia wat die muur gaan herbou het, in 52 dae so terloops. So, dis alles deel van daai vertelling. Dan, Haggai, Sagaria, Maleagi, eindig. Dan soort van die tempel is nou herbou, hulle leef in die tweede tempel tydperk, en everything is good, it's back to business as usual, hulle begin weer soek vir afgode om te aanbid, hulle onderdruk weer die armes, en is asof die Ou Testament daar toemaak en eindig. En dan verloop 400 jaar tussen die laaste woorde van jou Ou Testament en wanneer die Nuwe Testament oopmaak. Hulle noem dit die intertestamentêre tyd. In hierdie tyd is daar een persoon wat nogal 'n groot rol speel. Alexander die Grote. Wat die Griekse ryk vestig. Soveel so dat die Ou Testament maak oop en dis skielik lingua franca, almal praat Grieks. Dis die taal wat almal praat. Gevolg van sy invloed. En dan by die Nuwe Testament het die Griekse ryk weer geval. En wat vind ons wie beheer? Die Romeine. Is asof die volk van die Here heeltyd onderdruk is. Ek sê, so God's people was always in the middle. Net gevinnig, dis hoe die Assiriese ryk gelyk het, hoe hy gestrek het in daai plek, dis hoe die Babyloniese ryk gestrek het, en dit is dan die Persiese ryk, en dis die Griekse ryk met Alexander die Grote, en daar is die Romeine. Hierso is natuurlik Gallia, waar Asterix en Obelix afgespeel het. Romeine het gesukkel met daai twee manne. Kom ek sê 'n paar goed oor die samestelling van die Bybel. Eerstens, die Bybel is nie afgelewer deur angels.com, net so. Hy het 'n ontstaansgeskiedenis gehad. So wat ons baie keer doen, is ons dink die Bybel is die 4de persoon in die Godheid. Nee. Hierdie is Gods woord in mensetaal. Professor A. van Sail het dit so verduidelik, en dit is my so goeie verduideling. Hierdie is God se woorde in mense se taal, in mense se ontberings, in mense se versigtinge, in mense se vrae, in mense se drome, profesieë, idees. So, hy het 'n ontstaansgeskiedenis gehad. Hy is geskryf deur verskillende mense oor 'n tydperk van meer as 10 eeue.
Die Bybel is nie 'n geskiedenis teksboek nie. Dit moet jy besef. Hy wil nie vir jou geskiedenis korrek vertel nie. Hy wil vir jou 'n geloofsgeskiedenis vertel. So onthou dit. So jy moet nie nou na die Bybel toe gaan en sommetjies maak en dis 'n verkeerde manier om met die Bybel te werk. Dis 'n geloofsgeskiedenis. Dis 'n geloofsvertelling van God se mense. Hierdie mense was vas in 'n spesifieke geskiedenis en daarom het die woord van God na hulle in daai geskiedenis gekom. Hierdie mense het ook 'n spesifieke ideologie gehad. Baie mense sê vir my, hoekom is die Ou Testament so gewelddadig? Sê ek, want dit was die ideologie van die mense van daai tyd. Jy weet, as jy steel, kap ons jou hand af. As ek 'n probleem met jou het, dan daag ek jou uit vir 'n tweegeveg en raai wie wen. Nee, daar's nie met punte wen nie, jy moet dood is wen. Ag, verloor. So, dis weet, nou sê ek vir mense, dan sê hulle, hoekom is God dan so wreed? Dink julle God sou gewerk het in hulle ideologie as hy hom openbaar het as hierdie swakkeling? Nee, hy moes hom as 'n ferm God openbaar. 'n God wat optree. Want hy moes inpas by hulle ideologie. En ek dink daai ideologie maak sekere gedeeltes van die Bybel nogal moeilik en baie subjektief, by alles oor vroue gepraat word, want dit is 'n ideologie. Jy moet ook onthou, daar is ideologie, en jy moet ideologie skei van, wat is God se woorde in hierdie. Paul Ricoeur praat van naïwiteit, en ek wil dit by julle so 'n bietjie vir 'n oomblik los. Hy sê ons almal is naïef, totdat ons krities raak oor goed. Byvoorbeeld, jy is verlief, jy is naïef. Sy sê jou af of hy sê jou af. Skielik sê ek, glo nie meer in liefde nie. Dit is vir die voels. Om niks met mans te doen, hulle gril my. En dan ontdek jy wat Paul Ricoeur noem 'n tweede naïwiteit, vanuit jou kritiesheid. En dit is 'n wonderlike ding om by uit te kom, 'n tweede naïwiteit. Dat jy sê, ek het my baba skoene ontgroei en krities geraak en weer nou nuwe skoene aangetrek en hierdie skoene noem ons verwondering. Dit sê die woord verwondering. Ek sê altyd, as kind, my ma het vir my gesê, as 'n Vader Kersfees. En ek het vir die man koekies gelos en melk gelos. Ek het hom probeer vang. Daai wat jy met die vuurhoutjie so in jou oë sit, al by die kersboom en wag vir hom, hy gaan jou kry. Want ons gaan dalk 'n saak moet uitmaak as ek weer kouse kry hierdie jaar. Ek was nie op die naughty list nie. En dan besef jy iewers, maar daar is nie 'n Vader Kersfees. Dan kry jy kinders, dan kry jy 'n nuwe naïwiteit, 'n tweede naïwiteit. Dan sê jy, Vader Kersfees gaan kom, Kersvader, né? Dis 'n soveel beter plek om te wees, daai verwondering. En so is dit ook met die Bybel. Toe ek begin studeer het, en ek sien dit nou nog met studente, hulle kom daaraan, sterre in die oë, die Bybel, die woord van God, en dan begin ons met hulle werk en kritiese goed uitwys. Want onthou, dis 'n wetenskap ook. En dan begin dit te wankel. Hoe durf ons nou dit sê? Hoe kan ons sê ons weet nie die skepping was wat 'n tyd nie, jy weet, en skielik wankel die ouens se geloof, maar dan kom jy en jy beweeg deur, jy sê maar, okay, nou is ek krities oor dit. As jy kan verby daai kritiese fase beweeg, dan kom jy by 'n wonderlike plek uit. En dis verwondering. En dis waar ek is. Ek is so verwonderd oor hierdie boek. Maar ek weet, dis mensetaal. Weet, is deur God geïnspireer, maar dis mensetaal. En mag jy ook by 'n plek van verwondering uitkom. So, as ek sê die Bybel is saamgestel, dan moet jy die volgende weet, die Bybel was eers in 'n pre-literêre fase. Met ander woorde, stories is oorvertel deur paas en oupas by vure, geloofstories. Dit was nog nie neergeskryf nie.
Baie van ons dink, toe in die begin, was daar iemand wat geskryf het. In die begin, God die hemel en aarde gemaak. Nee, dit is vertel. In die begin het God die hemel en aarde. Dit is eers later neergesit op skrif. So daar was dan toe, na die mondelingse fase, was daar 'n samestellings- en 'n skryffase, en dit is toe later saamgevoeg in 'n kanon. Ek praat nou spesifiek van die Ou Testament. En die Pentateeg het hierso tussen 500 en 300 voor Christus, het hy eers sy finale vorm aangeneem. Hy was nie 'n finaal voor in daai tyd nie. Hy is saamgestel. Die Pentateeg is die eerste 5 boeke. Die profete teen 194 is die laaste een saamgestel en bygevoeg en in 'n groep gesit. En die scrolls, dit is nou, scrolls is soos klaagliedere, hooglied, psalms. Die scrolls is gedoen hier so min of meer in die tyd van 63 voor Christus. Het dit neerslag gevind. So, kom ons gaan nou gou vinnig deur hierdie ene. Ons gaan weer terug na die begin toe. Het jy die Bybel aan van vooraf begin lees, dan voel jy jouself, dis regtig moeilik. Baie moeilik, hoekom? Want dan snaakse goed wat jy lees. Regtig snaakse goed. En wat jy gaan vind, is dat Genesis 1 tot 11 is totaal anders as Genesis 12 tot 50. In taalgebruik, in vertelling en in genre. En is in Genesis 1 tot 11 wat jy baie van hierdie moeilik verstaanbare goed vind, wat jou 'n vraag laat vra. Het God in 6 dae geskep? Ja, kom ons dink nou saam met die kritiese mense, daai mense by jou werk. Het God in 6 dae geskep? En dit staan daar. Nou, hoor jy, nee, daar was dinosaurs. Waar pas hulle nou in? Ja, maar as hulle nou bene gevind. So, wat jy nou onmiddellik gaan sê, nee, hulle het daai bene gemold. Dis nie regtig dinosaurs nie. Dis in Genesis 1 tot 11 wat jy vra soos die slang wat gepraat het, en voete gehad, hoe het Noag al die diere in die ark gekry? As jy na die afmetings van die ark kyk. En ek meen, watse diere was daar, miskien op 'n ander kontinent, weet hoe die dinge gewerk? Die toring van Babel. Engele, mense wat so oud word. 969 het Methuselah geword. Al hierdie snaaks, moeilik verstaanbare goed vind ons in hierdie oergeskiedenis, Genesis 1 tot 11. En wat hulle sê van hierdie is, hierdie probeer nie vertel presies hoe dit gebeur het nie. Dit vertel dat dit gebeur het. En hier's 'n groot waarheid wat jy kan byskryf. En dit vertel dat dit nog steeds gebeur. God kom, hy skep die mens, hy sit hom in die tuin, perfekte omstandighede, hy het gemeenskap met hom, die mens kies nie, ek moet my eie ding doen. Het gebeur nog steeds. So, die manier hoe ons na Genesis 1 tot 11 kyk in Bybelkunde, is dat dit is die primal history, die oergeskiedenis. Dit wil vir ons nie soseer feite kommunikeer nie, maar dit wil vir ons waarhede kommunikeer. Kan jy daai onderskei? Wil vir jou wetenskap feite kommunikeer nie, dit wil vir jou waarhede kommunikeer. Dis eers van Genesis 12 af, wat jy kan sien, hier het ons nou met regte geskiedenis te doen. God roep vir Abraham, hy bly daar, hy stuur hom soontoe, jy weet, en jy kry met werklike geskiedenis te doen. En die probleem van dit is, daar's 'n ander taal, daar's bizarre stories, en daar's 'n probleem om hom heeltemal te dateer. So, lees saam met my hierdie. The purpose of the first 11 chapters of Genesis is not to tell how everything happened exactly, but rather that it happened. There are too many details missing for it to serve such a purpose. Also, the grammatical style that it's written in, wat poëtiese prosa is, shows that Genesis 1 to 11 transcends mere description of history. Dis meer as net 'n beskrywing van geskiedenis.
Dis vertellinge wat waarhede vir ons wil sê. Therefore, it would be unfair to pose scientific questions to this text. The main purpose is to give all the glory to God as the Creator and to acknowledge His involvement with man since the beginning of time. It is also boasting God's greatness over sun, moon, stars, earth, and natural forces like rain, as opposed to these things being worshipped by pagan nations. Kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld van die skepingsverhaal. In die tyd van wat Israel hulle self as 'n land in Kanaan probeer vestig, was daar onder die Kanaanitiese godsdienste ook skepingsvertellings. So hulle het beklei en hulle gevangene geneem en sê, vertel julle 'n bietjie van ons hoe dinge gebeur. Dan sal hulle die bekende skepingsverhaal was die Enuma Elish. Dis waar Marduk en die ander gode beklei het. En Marduk het hierdie gode oorwin en die een oopgesny en uit sy maag uit het hy die wind gemaak en wat mens nogal kan dink, né? En daai uit het dit geskape en dit geskape. So dit was hulle vertelling. Dan kom Israel en sê hulle, weet julle, dis nice. Hier's ons vertelling. God verskyn op die toneel uncontested. Hy beklei met niemand nie. Hy spreek 'n woord, sê laat daar lig wees. Kan jy sien die waarheid wat hier gekommunikeer het? So dis nie geskiedenisvertelling, is waarheidsvertelling. Ek wil ons 'n breek gee oor so 'n paar minute. OK, so daar's teologiese temas in Genesis 1 tot 11. Eerstens, hy's uncontested. Hy's die skepper. It's not trying, he's trying to give us an account of the way things are. Daar's geskep, God het geskep. En ek hou nogal af van wat iemand eenslag vir my gesê het. Een ding weet ek verseker. God het geskep. Hy is die skepper. Wetenskap spartel nog om die detail uit te vind. It's not whether it happened, but that it happens. En hoe God se fokus in Genesis 1 tot 11 altyd is om die mense om te red. Dink gou mooi. Adam en Eva maak droog, wat doen hy? Slag 'n bok, trek klere aan, haal uit die tuin, dit beskerm hulle begin oor. Sien lankie, Kain en Abel maak droog. Sien lankie, die volk doen wat verkeerd is, Genesis 6, dat die Here nie eens na hulle kan kyk, die boosheid het so groot geword, hy gaan hulle verwoes, maar hy red deur Noag. Dan bou hulle 'n toring wat tot by die hemel gaan, God kom, hy red deur hulle uitmekaar te jaag, want hulle moenie dit doen nie. So, dis amper jy kan dit so stel. As heeltyd die wêreld, God skep die wêreld en dan is daar die mense in sonde en dan is daar weer hierdie sonde en dan kom Noag en dan is hierdie rebellie en dan kom Abraham. So elke keer God stuur iemand. En Genesis 1 tot 11 wil sê, jy het aan die een kant 'n mensdom wat altyd agter sy sondige natuur aangaan. Maar aan die ander kant het jy altyd 'n God wat 'n plan maak om hulle te red. So dis die goed wat jy moet huis toe vat as jy Noag lees. Nie hoe groot was die ark en het almal ingepas nie. Of wat jy ook al daar lees. Wat is die waarheid wat ek hier lees? Want onthou, die literatuursoort is poëtiese prosa. OK, onthou tweede naïwiteit, né? En is dit nie presies wat ons vind in die Nuwe Testament nie? Dit hierdie sonde van die wêreld en God wat weer iets doen. For God so loved the world that he gave his son. So, vir my is Genesis 1 tot 11 kan jy lees saam met Johannes 3 vers 16. En is heeltyd die mens wat verkeerd kies en God wat hulle red. Goed, so dan kry ons die patriarge. Dis van Genesis 12 tot 36, Abraham, Isak en Jakob. Dan 37 tot 50 is die storie van Josef. Nou interessant, in Bybelkunde sê hulle, die storie van Josef lees baie soos die storie van Daniël en sy vriende. Hulle is gevangenes in 'n vreemde land, hulle hou aan die regte keuses maak, God red hulle. Hulle sê dit is interessant om daai twee saam te lees. Want
hulle sê die storie van Josef is op 'n ander manier geskryf as bloot net geskiedenisvertelling. Dis met 'n wysheidsperspektief geskryf. Die storie wil jou iets leer. Wat wil hy jou leer? Hy wil jou leer dat, wel, eerstens sal dit jou seker leer, moenie vir jou broers of sissies sê hulle gaan voor jou buig nie, want dan gaan jou boude brand. Verstaan jy? Sibbe is 'n probleem. Sibling rivalry. Tweedens wil dit vir ons sê dat maak nie saak hoe chaos daar is nie. God is nog in beheer. Dan wil dit vir ons sê dat as jy die regte keuses maak, sê jy selfs in die tronk uitstyg. En God sal jou aanstel. En dan sal dit leer jou ook dat versoening is altyd moontlik. Josef het baie gehuil op die einde toe hy vrede gemaak het met sy boeties. Dis baie eina, baie trauma. So, dan kry ons die uittog, spesifiek Exodus, wat die uittog verhaal vertel, en dan eindig hulle by Sinai op, en daar is nou 'n hele lang storie, so jy lees daarvan in Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Levitikus is 'n priesterlike bron, wat vir ons probeer vertel wat priesters moet doen, hoe hulle moet optree, die soort van die beleid, hoe hulle self moet handhaaf in die kamp en rondom die tempel, rondom die tabernakel. Numeri gaan oor die volk wat getel is, maar dan is daar vertellings tussenin. En Deuteronomium is basies toesprake van Moses net voor hulle in die beloofde land is, wat hy sy laaste instructions gee. Deuteronomium is 'n baie belangrike boek in die Bybel. Op 'n stadium het hulle tydens die regering van koning Josia die wetboek in die tempel ontdek. Net so terloops. Hoe bad moet dit nie gegaan het, dat as jy die wetboek ontdek, dat dit 'n ontdekking is nie. Is soos, in other news today, a Bible was found in Ruimsig Church. Some of the experts are trying to understand what it is. Dis so sleg dit gegaan het, die wetboek was weg, binne in die tempel. Hy is ontdek daar. En daai wetboek was Deuteronomium, né? Was die geskrifte van Deuteronomium. En Josia, daai jong koning, hy was 9 jaar oud toe hy koning geword het, in Juda. Hy is toevallig een van die beste konings wat daar was, ongelukkig in 609 voor Christus, die Egiptenaar hom op die battlefield doodgemaak. En hy het reforms gebring op grond van daai wetboek wat ontdek is. Ons gaan so eentjie verder. Dan het ons hier waar hulle gaan in die beloofde land settle in daai tyd, dis dan waar ons vind Josia en Rigters, en dan die monargie wat kom, so dan sit nou Samuel die laaste een, en dan nou die koning wat kom, so daar vind jy Samuel, Dawid, Salomo, 1 en 2 Samuels en 1 konings. Dan het jy die ryk wat verdeel, dan kry jy, in 1 Konings 12 lees jy daarvan, daar waar die ryk verdeel. Nou het jy noord en suid, ek herhaal myself, maar daar is hoe daai verdeling gelyk het. Maar kom ons gaan verder. Dan het jy die Assiriese, ek het dit verduidelik, wat opgekom het as ryk. Israel, wat in ballingskap geneem is. Hier is die boeke wat in daai tyd inpraat, dis belangrik. Hosea, Amos, Jona, Micha, Jesaja 1 tot 39. Dis die boeke wat praat terwyl Assirië bedreiging is, so dis die wêreld agter die teks. Wat is die wêreld agter die teks? Toe Hosea vir hulle sê, julle is soos, Hosea se hele lewe het ons hierdie metafoor geword, wat hy getrou het met Gomer. En die Noordryk was besig om die Here te leer te stel, soos Gomer teruggegaan het na haar kliënte toe. En dan hierdie mooi storie van die 2 kinders, Lo-Ruhama en Lo-Ami. Geen genade, glad nie my volkie. En hoe sê hulle terugvat, en die Here sê, ek gaan julle weer terugvat. Die storie van Jona, op die piek van die Assiriese storie, toe hulle op hulle wreedste was, toe hulle sommer maklike kop afkap en hom op 'n spies sit en hom by die volgende stad gaan neersit en sê, julle beter oorgee of anders is julle koppe op hierdie spies. Dis hoe hulle was. Jona,
OK, net gedaar, Jesaja 1 tot 39 is die woorde van die oorspronklike Jesaja. Dit eindig, en is 'n presiese replika van wat jy lees in Konings, eindig waar hulle dan nou weggeneem word in ballingskap. Dan verloop daar 'n hele klomp jaar, en dan begin hoofstuk 40, en skielik is die seuns van Jesaja aan die woord, sy profeteseuns. En jy sal agterkom, Jesaja 1 tot 39 is doom and gloom, maar van 40 was hy lekker hoofstukke. Weet hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek gaan 'n pad in die woestyn maak. Jy weet, ek het julle so lief, julle so great. Al gaan jy deur die vuur, al gaan jy deur die totale ander trant. So hy bevind homself op 'n ander plek op hierdie tydlyn. Om die tydlyn te doen is dat wanneer ons in die boeke ingaan, dat jy verstaan waar hulle inpas. So probeer vir jou 'n idee gee van wat ek aan die begin gesê het, die vensterraam, die wêreld agter die teks. So dis baie belangrik. Ek hoop julle het al ietsie geleer of ontleer. Hopelik. So kom ons gaan gou na die Assiriese ryk was mos nou die eerste ryk wat die Noordryk ingeneem het, en toe word Babylonië die volgende wêreldmoondheid, toe Nineve val in 612, en hier's die boeke wat tydens die groter wordende bedreiging van Babylonië gelees moet word. So dis die agtergrond. Byvoorbeeld Habakuk, 3 gedigte wat vra. Nee? En met die Here worstel, en sy groot probleem is hierdie Galdeërs bedreig ons. Nou Galdeërs is ook die Babyloniërs, is 'n ander woord vir die Babyloniërs. So dit is die agtergrond. Babylonië word 'n al hoe groter bedreiging. Hier rondom ons is ons in die moeilikheid. Habakuk se naam beteken een wat met God in die donker worstel. En dis presies wat in die boek gebeur. One who wrestles with God. Ek soek antwoorde. En raai wat, hy kry nie eintlik 'n antwoord nie, maar hy kry 'n oortuiging. Al sal die vrye boom nie bot nie. Nogtans. In ander woorde, al sal ons nou nie van hierdie Babyloniërs verlos word nie, en dan lyk dit immanent die geval dat ons weggevoer gaan word, sal ek in die Here jubel. Sefanja ook, sowel as Jeremia. Jeremia is sentraal tot hierdie krisis. Hierdie Babyloniese bedreiging, vind ons die boek Jeremia. Die heilende profeet. En hy het gebattle want hy het net begin optree toe sterf Josia. Hierdie goeie koning, en skielik is daar 4 puppet konings wat regeer. Hulle noem dit die puppet kings. Van hulle wou met Egipte deel smaak, en van hulle is deur Babylonië en Assirië beheer. En jy het hierdie worsteling van arme Jeremia. En vir my een van die mooiste tekste van Jeremia is daar wat hy mos geslaan word, en hy word by die tempelpoort gesit in kettinge in 'n blok. En hy sê, Here, jy het my oortuig om hierdie ding te doen. En kyk nou wat gaan met my aan. Kyk hoe, so Tannie Stini gesê het, ek weet jy kom ons so met suffer nie. Bruce! En dan sê hy, maar wanneer ek sê, ek gaan nou nie weer praat in die naam, as dit soos 'n vuur wat hier binne in my brand. Jy dit al gevoel ook? Ja. Walter Brueggemann het vir my 'n boek geteken, en hy het gesê, let it always be like fire in your bones. En dit is so waar, laat ons liefde vir God soos 'n vuur wees wat in ons brand. Maar ja, so Jeremia vind hom hier in. Jeremia eindig natuurlik met 'n baie mooi stuk toe hulle Jerusalem beleer in 587, net voor hom inneem in 586. So wat gaan jy doen as jy agterkom die Wesrand gaan beleer word en alles gaan verwoes word? As jy daai inside info het, wat gaan jy met jou eiendom doen? Verkoop. Weet wat doen Jeremia? Hy koop grond.
En hy vat daai title deed en hy begrawe hom voor die mense en hy sê, die Here sal ons terugbring hiernatoe. Hulle het vreeslik baie met metafore gewerk. Jy weet, wat hulle vir die mense probeer goed uitbeeld. Want onthou, hulle het nie PowerPoints gehad nie. Hulle het nie video's opgeneem, ons weet dit, of speakers notes uitgedeel wat jy kan notas kry nie. Hulle het een geleentheid gehad om 'n boodskap oor te bring en dit is nogal baie wat ek in my boek na verwys. En daai boodskap moes stiek. En wat is die metafore, die poesie? Ek wil julle verduidelik van klaagliedere. Dat dit die boodskap sal stiek. Kyk, dan vind ons dat Juda gaan in haar eerste ballingskap van hulle in. Jy het nog daar steeds die boek Jeremia wat in dit plaas 5:9-7. En dan natuurlik ook Daniël 1-6. Is hierdie jong manne is van daai room wat geskep is. Saam met Esegiel in daai boue. En hulle vind hulle nou hierso in Babelonië. En daar moet hulle op 'n manier leef. En uitstyg. Dis interessant. Wat is een van die tekste wat ons die liefste voor is in Jeremia? Wat sê? I know the plans I have. Nee? Prosper and not wat ook al. Weet jy wat die konteks? Jy wat die wêreld agter die teks. Hy sê vir hulle, julle gaan in ballingskap. Maar ons is so lief om net so een ou versie uit te vat, so 'n broodkrummeltjie, 'n snytjie. Maar dan sê hy, ten spyte van dat julle daar in ballingskap is, moet julle prosper. Hy sê trou, werk, koop, leef. En dis presies wat Daniël en sy vriende gedoen het. Daniël 1-6. Interessant, ons gaan by al hierdie boeke probeer vinnig stil staan, maar laat ek sê Daniël 1-6. Daniël is een van die boeke van die Ou Testament wat in Aramees en in Hebreëus geskryf. En die eerste 6 hoofstukke vertel die storie van Daniël, en dan is dit mos daai drome wat vorentoe kyk na wat gaan gebeur. En hierdie 4 koppe, dis Alexander die Grote met sy 4 seuns, met sy 4 generaals, en dan vertel hy so die storie totdat dit hierdie hoogtepunt met Antiochus Epiphanes, wat ons daai ding in die tempel gesit het. So dit speel af in die tyd, in daai profesie verwys na die onmiddellike goed wat sou gebeur by die daarna. So Daniël 7-12 is 'n paar jaar aan in die geskiedenis. Confuse julle. Finale ballingskap, 5-8-6 word hulle gevat. En in die middel van die boek Esegiel, hier hoofstuk 32, Esegiel is stom. Hy hoor nuus dat Jerusalem geval het. Skielik begin hy te profeteer. So hy was die hele tyd, sy eerste gedeelte van Esegiel tot en met 32, hulle praat van prophetic criticizing en prophetic energizing. So tot en met hoofstuk 32 kritiseer hy, sê, Moenie, julle gaan nie by ons in ballingskap land. Dan land hulle in ballingskap, dan verander Esegiel sy trant en hy gee hulle hoop. Sê God sê hulle uitbring. Hy vat op 'n stadium 2 stokke, hy bring dit bymekaar. Hulle sal nie meer Israel en Juda wees nie. Julle sal nou net een volk wees, Israel. Dis een goeie ding wat die ballingskap gedoen het. Dit het weer Israel verenig. Dan natuurlik Jesaja 40-66 en dan Obadja wat teen Edom gerig is. Edom was soort van beskuldig dat hulle nie Israel kom help toe Juda dit nodig gehad het nie. So dis min of meer, maar julle gaan Sondag baie meer leer oor Obadja. Dan die opgang van die Persiese, die proklamasie van Kores, wat sê julle kan teruggaan na julle huis toe. En dan sal nou 'n klomp boeke wat nou dat hulle terug is. Ezra en Nehemia, jy lees hulle ook saam. Ezra was 'n priester, en Nehemia was die persoon wat die muur gebou het. Haggai is die een wat sê, julle moet hierdie tweede tempel bou, die glorie van die tweede tempel sal beter wees. Die glorie van die eerste. So dis die agtergrond waarteen jy Haggai moet lees. Hy moedig hulle aan om te bou. En dan Sagaria ook, wat sê, wanneer Serubabel die laaste klip lê, kan die mense sê, mooi, want die tempel is voltooi. Malagi ook, sowel as Joel.
lees ons saam in die tweede tempeltydperk. So dis daai tyd. En dan die boek Ester speel in die Persiese Ryk af. Die boek Ester spesifiek. Ester natuurlik die enigste boek in die Ou Testament waar die naam van God nie genoem word. Maar waar hy heeltyd agter die skerms aan die werk is. Dan vind ons hier met die opgang van Alexander die Grote, daar sy ryk. En dan hierdie tydperk, die Seleukide. Hulle het soort van ontstaan vanuit sy Alexander die Grote se 4 seuns en hierdie ou neem hier oor, hierdie een is sy generaal, hy gee dit vir hom oor en maar dis die familie van Seleukeus. En hy onder andere was daar 'n ou in die naam van Antiochus Epiphanes wat die Jode verskriklik verdruk het. En dis in daai tyd wat ons mos die Makkabeese opstand gehad het, van waar hulle die fees van die ligte, Chanukka, vandaan kry, dat hulle het hulle uitgedryf en het hulle tempel teruggevat en daar was toe nie genoeg olie om die menorahs te laat brand nie. En hulle besef, maar hulle wil nie die menorahs laat brand en daai menorahs het bonatuurlik lank gebrand. En so het Chanukka ontstaan, fees van die ligte. So dit speel in die intertestamentêre tyd af. En dan, so min of meer so 400-500 jaar, dan maak jy die Nuwe Testament oop en dan vind jy jouself waar die Romeine in beheer is. En Jesus se geboorte, dit was nie 25 Desember die jaar 0 nie. Dit het gebeur, maar dit was miskien moontlik 4 voor Christus. Want dis confusing, as jy 4 voor Christus was nog nie gebore nie, maar daai tyd is nie so seker nie, maar ons verstaan hy was 33 min of meer oud toe hy gesterf het, wat beteken so tussen 30 en 33 Christian era of common era in die kerk ontstaan, die eerste kerk. En nou jy lees jou Nuwe Testament kronologies, maar eintlik weet jy wat het as eerste geskryf? Paulus se briewe. Paulus se briewe was eers in sirkulasie. Paulus se briewe was in sirkulasie voor die 4 evangelies. Want hy het dit geskryf, weet, hierso toe die kerk ontstaan het in 33, en hy skryf 'n klomp goed, en dan vind jy, dat die eerste evangelie wat Markus is heel waarskynlik tussen 66 en 70 na Christus geskryf. En hulle beskou Markus as die evangelie wat almal by geleer het. Veral Matteus en Lukas. Die sogenaamde synoptiese evangelies. Synopties beteken as jy hom van bo af saam kyk. Hulle lyk so half dieselfde. Johannes is 'n totaal ander evangelie, want hy het 'n ander gehoor gehad. Johannes byvoorbeeld hy vertel nie Jesus se geboorte nie. Die ander evangelies doen min of meer. Johannes vertel net 7 wonderwerke wat Jesus gedoen het, waarvan 3 net in Johannes voorkom. En dan skryf hy op die einde van sy evangelie, Jesus het nog baie tekens gedoen, maar ek het hierdie gekies, hierdie 7, want ek wil vir julle 'n spesifieke ding vertel van Jesus. En die amazing is, as jy lees oor daai 7 wonderwerke, dan is dit asof hulle elke keer 'n trappie opklim. Hy verander water in wyn. Dit is so alledaags, hy hoef dit nie te gedoen het nie. Maar eindig met 'n crescendo waar hy Lazarus uit die dood uit opwek. Hier nou vertel my nou dag, hy sê tydens die COVID, wat al hierdie lockdowns was, het sy wyn opgeraak. Hy sê, toe hy nou al die waterkanne vol water gemaak. En hy het gebid. Hy sê, het later praise en worship musiek vir die waterkanne gespeel. Maar niks het gebeur nie. En dan die boek Openbaring. 90 na Christus is hy geskryf. Hy is gerig aan die 7 gemeentes in Asië. Terwyl Johannes op die eiland Patmos sit en kyk, en heel waarskynlik die liggies van die feeste en daai 7 stede daar sien. So, dis min of meer die Bybel, so op 'n drafstap. Enige vrae, gou vandag.
Okay, gou vinnig die Pentateeg. Ek wil net iets oor Genesis sê, spesifiek vanaand. So, ons weet die Pentateeg is daai 5 boeke. Daar is onder Bybelkundiges baie meningsverskille hoe hy ontstaan het. Weet, die tradisionele siening is Moses het dit geskryf. Maar na alle waarskynlikheid was daar meer as een skrywer betrokke gewees. By dit, ek gaan nie op daai detail ingaan nie, maar hy is op die ou einde saamgevoeg en hierdie goed praat verskriklik mooi saam. Dis wat vir my na daai verwonderingspunt toe vat. As jy hierdie goed begin besef, maar jy besef, maar nog steeds vertel dit een wonderlike storie of al die verskillende skrywers uit verskillende tye is. Dit vul my met verwondering, absolute verwondering. Dan, ek het net te veel gesê, dis hoe Genesis in. Ek het te veel gesê ook van die eerste 11 hoofstukke, ek het dit aangeraak. Maar ek kom ietsie wat ek die laaste ruk oordink. Die volk van die Here bevind hulle vir 400 jaar in die Exodus tyd, of net voor die Exodus tyd, as slawe. En dan kom Moses by die brandende bos, en die Here openbaar homself aan Moses. Ek is die God van jou voorvader, Abraham, en van Isak, en van Jakob. So vir 400 jaar is dit doodstil. Nou kom hierdie openbaring na hulle toe. Abraham, Isak, Jakob. En ek het nou gedink, wat beteken dit? Wat beteken die God van Abraham? As jy na Genesis toe gaan en jy gaan lees, hoe het hy hom aan Abraham geopenbaar? As jy in Genesis 11 kyk, iets baie interessant. Iemand het vir my gevra oor watse vertaling lees ek. Ek het nie 'n voorkeur nie, maar ek begin altyd by 'n direkte vertaling. So ek is lief vir 2020. Dit is nou 'n onlangse direkte vertaling wat so 'n bietjie van die argaïse, want kyk, 'n taal skuif mos maar elke 25 jaar uitgesny het. So ek begin by oorspronklik en dan lees ek meer dinamiese ekwivalente saam met dit om 'n beter prentjie te kry. Maar interessant. Vers 31. Tera het sy seun Abraham en sy kleinseun Lot, Haran se seun, asook sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham, geneem, en hulle het saam met hom uit van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. So Abraham se pa kry opdrag om Kanaan toe te trek. Maar toe hulle by Haran kom, het hulle daar gebly. Tera het in Haran gesterf. Ek dink God wou al met sy pa die pad begin stap. Tera kon heel waarskynlik die eerste voorvader gewees het, of aardsvader gewees het. Maar hy kom toe by Haran en hy soek nie meer hierdie risiko nie. En is gemaklik by Haran. En hy bly daar. En ek dink, saam met hom gaan 'n klomp potensiaal dood. Dan begin hoofstuk 12. Die Here het vir Abraham gesê, hy sê, Tera sterf, die Here sê vir Abraham, gaan weg uit jou land uit, weg van jou familie en jou ouer reis, na die land wat ek gaan wys. Soos half to be continued, kom ons gaan nou aan met die storie. Ek soek 'n gehoorsame mens. Die God van Abraham is iemand wat 'n gehoorsame mens soek. Die God van Abraham is iemand wat iemand soek wat bereid is om uit te waag. En om te vertrou en te glo en te kyk wat gebeur. In 18, ek dink is 1885 of ja, was die World Fair in New York gewees. En Elijah Otis het 'n patent gehad wat hy net nie kon verkoop kry nie. Sy patent was 'n veiligheidsrem op 'n mynskag. Wat hy wou implementeer, dat as 'n ding val, dan skop die veiligheidsrem dadelik in.
En sy idee was dat hulle hierdie veiligheidsruim sou gebruik ook om mense in geboue te kan op en afvat. Maar niemand wil die patent koop nie. En by die skou, toe bou hy 'n groot installasie van 5 verdiepings hoog, en hy sit 'n vloer daar met 'n tou aan, wat op die grond vas is, en daar staan hy nou, hou die tou hom daar. En hy kyk toe af en hy sê vir die ou daaronder, cut the rope. En die ou kap die tou af en hier val die ding, maar hy het skaars 'n halwe meter geval te skop die rem in. En hy kyk af en hy sê, nee, alles is cool. Lang storie kort, nie een gebou was teen daai tyd hoër as 5 verdiepings in New York nie. Hy kry toe 'n kontrak om sy veiligheidsrem in te sit, en die begin van skyscrapers gebeur. Sê teen 1913 was weet jy hoeveel geboue hoër as 40 verdiepings al reeds in New York nie. Alleenlik om met een ou bereid was om die tou te sny. Het jy al by 'n roltrap opgery en gekyk wat daar staan? Otis. Elijah Otis. Jy al by 'n huispak? Van hulle Schindler's Lift, van hulle is Mitsubishi en van hulle is Otis. Die ou wat bereid was om 'n tou te sny. Die Burj Khalifa. Dit is hoeveel verdiepings? 169 verdiepings hoog. Daar in Dubai. Ja, hulle sê jy kan, as jy die Burj Khalifa, jy kan die son sien sak, dan kan jy in die huispak klim, dan vat die huispak jou op, ek weet nie teen, ek dink 45 km/h, vat hy jou op, en as jy bo kom by die viewpoint, kan jy weer die son sien sak. Alles is gevolg van Otis, oor die tou gesny het. Die God van Abraham challenge ons om die tou te sny. Wat beteken die God van Abraham nog? Die God van Abraham beteken, hy sê, ek wil met jou verbond sluit. Hy sê vir Abraham, ek wil jy moet voor my loop en saam met my loop, met 'n verbond. Die God van Abraham is anders as sy pa se gode. Daar's 'n tradisie wat hulle sê, dat toe Abraham hierdie God van verhouding ontdek het, het hy sy pa se afgode beeldjie stukkend gekap. Want hy's 'n verhoudingsgod. Dat jy nooit tot 'n verhouding saam met hom. Die God van Abraham is 'n voorsieningsgod. Die antieke mens het nogal, was breed, ek het dit net al gesê. Maar die antieke mens het 'n verskriklik groot obsessie gehad om hulle gode te please. Om hulle gode happy te hou. Soveel so dat die offers het net groter en groter geraak. En dat party mense kinders geoffer. Ons lees van dit in die Ou Testament, dat hulle aan Molek het hulle kinders geoffer. By baie van hierdie Kanaanitiese plekke van aanbidding is kinderbene gevind en opgegrawe. Wat hulle geoffer het. So nou kan jy verstaan dat die Abraham wat vanuit hierdie wêreld kom, toe die Here vir hom sê, ek het myself nou aan jou openbaar, ek het jou tot hier gebring, ek het nou vir jou seun gegee, maar jy moet hom offer. Dit het vir hom sin gemaak. Want dis wat gode doen. Maar die God van Abraham kom en hy sê, toe hy daar is en hy hom wil doodmaak, toe sê hy, stop, kyk daar's 'n lam, ek is ook die God wat voorsien. So ja, ek dink is baie gelaai as jy sê die God van Abraham, Isak en Jakob. Isak, wat beteken Isak? Hy lag. Hy lag. As ek na die Christene kyk, hy lag nie. As jy bly is, vertel ten minste net jou gesig. Ek bevind myself baie keer op lughawens. Die mense is unhappy op 'n lughawe. Nou dink ek op myself, hoe lyk ek op? Ja, selfoon nog in die hand. Nee, is of op 'n vliegtuig. Ja, hulle is unhappy. Jy kry mos allerlei verskillende mense op 'n vliegtuig. Die slapers. As hy engine aangaan. Die lugvaarder maak hom waar, ek haat daai mense. Veral op 'n lang vlug, ek haat hulle. Slaap. Jy kry ek mos daai, jy kry die ouens wat so breed sit. Jy sit breed. Jy sit die tussen. Jy lyk soos 'n Tyrannosaurus Rex.
Of die Stinky Pete's. Is ons hulle wat hulle dit so hy MP hy't so ja, hy staan so regop as jy hom uittrek hy. Dan moet hulle altyd die boel oor jou. Hulle is heeltyd op en af. En ek is lank, so ek het hier by die armpit. En dan kry ons die unacceptables. This is unacceptable. Nou my gunsteling is as die vliegtuig gestop het, daai klomp wat opspring. Hy wil staan, maar nou staan hy so hier onder hierdie ding. Sit net tot ons almal kan uitgaan. Wow, ek het by dit uitgekom met lagding. Ek dink die God van Isak is Sarah sê op 'n stadium, hulle gaan na my kyk en hulle gaan saam met my lag oor hierdie amazing wonderwerk. Het jy al daai gehad, daai amazing wonderwerk? Laat my dink aan Psalm 126, toe die Here die lot van Sion verander het, dit is soos 'n droom. Is dit gelag. En ek dink ons lag genoeg hier. Maar die lewe verskriklik ernstig. En ek dink is nodig om meer te lag en die lewe te geniet en die lewe te embrace. Is deel van ons geloof. Jy weet, ek seker dit word hier gepreek dat ons leef nie in kompartement. En die God van Isak nooi jou ook om die lewe te geniet, die mooi van die lewe te geniet, kuns te geniet, vriendskap te geniet, kos te geniet. Lag 'n bietjie. Dit is ek is ook die God van joy. Die joy wil gee. C.S. Lewis het ons gesê, joy is the serious business of heaven. En dis baie waar. Hulle vertel van Handel, toe hy die Messiah geskryf het, hy het die Messiah in die omgewing van 30 dae, het hy die Messiah geskryf, 250 genoteerde bladmusiek, oor die 50 verskillende stukke. En hulle sê dat hy het so opgewand, hy was besig om onder te gaan finansiëel Handel, Frederik Handel. En toe hy dit skryf, hy sê, julle ken daai chorus, Halleluja, Halleluja. 52 keer kom Halleluja in daai song voor. Wat beteken Halleluja? Prys die Here. Hy sê toe hy aan die einde gekom, want hy eindig maar so met Halleluja, 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 en dan 'n breek en dan. Nou, ek het in 'n charismatiese kerk groot geword, maar ek het in ons skoolkoor gesing. So, ons het gesing, né, kyk. Dus Hanne is op, en so nou tree ons skoolkoor by die NG Kerke op. En ons het ook Handel se Halleluja chorus gesing. En die Gees het oor my gekom. Daar in daai kerk. Dat toe ons moet pos voor ons die 5de ingee, toe belt ek die 5de in uit daarso. Baie embarrassing gewees, baie embarrassing. Ek het toe maar opgehou met my koorloopbaan, maar hy sê, toe hy aan die einde kom daar by Halleluja, Halleluja, prys die Here, prys die Here, prys die Here. Die oorspronklike bladmusiek wys dat hy al hoe verder en groter uitmekaar geskryf het. Onthou, dit was nie lyntjies wat geprint was, hulle het self die lyntjies getrek en dan noteer hulle die note daar. Al hoe groter geskryf. En hy sê, I saw the Holy One himself and I was full of inexpressible joy. Dis God. Hy nooi jou, die God van Isak nooi jou na 'n halleluja lewe toe. Leef 'n bietjie 'n halleluja lewe. In plaas van 'n hoekom, waarom, alles gaan onder, doomsday lewe. En die God van Jakob. Wie was Jakob? Akskeengryper, dis wat sy naam beteken. Hy word gebore, weet, sy broer Esau is 'n man van die veld, jagter. Die 2020 sê dit, Esau was 'n man van die veld en 'n jagter. Hy sê, maar Jakob was 'n fatsoenlike man wat in tente gebly het. Ja, hy het teks al gelees. So hy was 'n metroman, hy en sy maat hierdie McCall-patrone uitgeneem en materiaal geknip en gedoen. Hy het sy baard was so getrim.
En hy bedrieg sy broer. En as jy 'n jagter wat in die veld is, bedrieg en daai ou sê hy gaan jou doodmaak, wat doen jy? Jy vlug. Hy vlug. Veral as jy 'n fatsoenlike man is wat in tente bly. En hy kom ons nou op 'n stadium wat hy worstel met die Here. En dan sê die Here vir hom: hy sê, wat is jou naam? En my naam is Hakskeen-Gryper. Maar nog steeds verbind die Here hom aan hom. Die God van Jakob sê, ek is ook die God van die washout. Van die ou wat foute maak. Van die ou wat teleurstel. Van die ou wat nie perfek is. En ek vat daai een. En hy word die vader van 12 stamme. En dis die God wat ek dink in Genesis geopenbaar word. Wat my net weer opnuut met soveel verwondering vul. En wat jou ook met soveel verwondering moet vul. 'n Man stap een Sabbatdag in die tempel in. So. En sy hand is gebreklik en verdor. Die ouens wat by die tempel groet, kan hierdie ongeskikte man verstaan nie, want hy groet nie terug nie. Hy steek hulle hand vir hom uit. Die arme ouens wat by die deur staan, die welkomspan. Hy stap verby hulle, hy gaan sit daar. Hy kruip weg, want die wet sê, 'n mens met gebrek kan nie in die tent van samekoms kom nie. Hy sit daar en skielik sê Jesus, staan op. Steek jou hand uit. Hoe embarrassing. Maar weet jy wat sê Jesus vir hom? Erken, jy's Hakskeen-Gryper. Erken jy het 'n gebrek. Erken jy's gebroken, want ek aanvaar jou. Hy maak hom gesond. En die God van Jakob nooi jou om deel te wees van 'n gilde. Ken julle gildes? As jy sê nou maar 'n CA is, word jy deel van 'n fellowship van sulke ouens of aktuaries of wat ook al. En jy kry allerlei gildes waaraan jy kan behoort. Daar in die Kaap het hulle my genooi om in die skaapkop gilde te behoort. So ouens wat smileys eet. Kyk, julle ken mos skape. Hulle sê as hy skaapkop so gaar word dan is 'n smiley. En dan eet jy daai smile so. Maar ek wil jou vanaand nooi. Die God van Abraham, ja, God van Isak, maar die God van Jakob nooi jou om deel te word van die gilde van die gebreklike hand. Ek is nie perfek nie, maar U gebruik my. En mag jy die Ou Testament beleef as God se woord, wat altyd nuut en vars na jou toe kom. Amen. Volgende week gaan ons vinnig kyk na die res van die Pentateeg, die historiese boeke. Wil julle graag vat na die wysheidsboeke, die poëtiese boeke, na die profete toe, die groot skrifprofete, dit is die Jesaja, die Jeremia, die Esegiels. Dan wil ek julle vat na die 12 klein profete, nie klein omdat hulle nie belangrik was nie, omdat hulle net minder geskryf het. Hoopelik sal ons dit deurdraf in die tyd wat kom. Jy gaan dit in die gemak van jou huis kan bywoon volgende week, jy hoef hier te sit nie. Maar dit is gewoonlik nie altyd so lekker as dit via 'n skerm is nie, maar ek sien uit om saam julle te kuier en ek wil net vanaand uit die diepte van my hart sê dankie dat julle gekom het om te luister en dat ek my opinies kon met jou deel en as jy met my verskil, dis ook fyn. Maar mag jy gevul word met verwondering oor hierdie God. Jy weet wat so homself so openbaar aan die mens. Hebreërs 1:1 sê nadat hy in die ou tyd op baie maniere met die mense gepraat het deur die wet en die profete, het in die laaste tyd gekies om met hom te praat deur sy seun. Dis hierdie progressiewe openbaring wat op die ou ende uiting vind in Jesus. Wat homself met die vodde van mensdom kom klee en net wow. En die Ou Testament is nie 'n voetnota tot die Nuwe Testament nie. Dis nie 'n
prologue tot die Nuwe Testament nie. John Golding Gay sê die Ou Testament was Israel's only gospel, and we must read it that way. Hulle het niks anders geken. Ons wat hindsight het, wil nou dit weet, onthou dit was Israel's only gospel. Enige vrae? Okay. Vir wie gee? Baie dankie julle.